Lekker om julle weer saam met ons te hê en ek is Arnold Gets. Dis nou tyd vir sport en Roseanne en Pieter het by ons gebly. Wat 'n lieflike onderhoud. Dis so lekker om so lekker te lag. Ja. Kom ons begin met die Aussie Ope en Jannik Sinner het skaars sweet gebreek in sy tweede wedstryd om 'n derde Australiese Ope agtereenvolgens te probeer wen en Naomi Osaka het die kolle gesteel met 'n gewaagde moederverklaring. Die gewilde Fransman Gaël Monfils het intussen afskeid geneem van Melbourne Park met 'n epiese nederlaag en almal bedank vir 'n ongelooflike rit, soos hy dit uitgedruk het. Die Italiaaner Sinner het teen sy Franse teenstander Hugo Gaston op Brandleiwer Arena te staan gekom en was in volle beheer met 6-2 en 6-1. Lekker baie tennis wat aan die gang is nou, né? En die Australiese Ope is altyd so opwindend want dit is die begin amper van daai Grand Slam seisoen en mense hou dit dop om te sien hoe die res van die jaar eintlik gaan ontvou. Die interessante ding vir my daarvan is, Roseanne, stel jou voor almal is op vakansie. Ja. Behalwe die beroepstennisspelers. Deur Desember werk hulle letterlik en figuurlik hulle agterente af om reg te wees vir die Aussie Ope. Gepraat van werk jou agterente af. Last week, the All Blacks fired their coach Razor Robertson, a coach with a 74% winning record amidst player revolt, and all of a sudden the rugby public in the land of the long white cloud are banking on getting Bok attack coach Tony Brown away from the Springboks as Jamie Joseph's assistant. At least that's if social media is to believe. Speculation is rife. Nou, hoe dink ons daaroor? Ja, ons was happy as ons nie op hierdie stadium happy met wie en wat ons het nie. Ons is, maar die interessante ding is, dis bietjie meer as 18 maande vanaf dan speel die All Blacks in die Wêreldbeker. Ja. Hoe draai jy hierdie Titanic om? Want hy is op pad na die ysberg toe. Dis 'n baie interessante situasie om in te Nee, ek moet vir jou sê, jy weet, ek het jou dalk 'n bietjie verkeerd verstaan en goeters, dat ons nie iemand nodig nou om aan ons deur te kom klop nie, maar hulle sit met 'n probleem. Gaan ons Tony Brown verloor? Dis een van die vrae wat almal vra. Intussen moet jy jouself afvra, as ek Tony Brown was, en ek is nie, maar as ek was, sou ek my lot wil ingooi by 'n span wat 10-1 nie die Wêreldbeker gaan wen nie, of bly ek by die Bokke? Wat gee my 'n persentasie? Wat is ons persentasie om oor 'n jaar en 'n half die Wêreldbeker weer te wen? 65% miskien? Is dit te veel? Dink ons te veel? Konservatief. Gooi jy jou lot in by 'n span wat dit 10-1 nie gaan doen nie, of bly jy by 'n span waar jy 'n goeie persentasie het om weer om 'n Wêreldbeker medalje terug te The devil you know is better than the devil you don't know. Now you're talking. You kind of want to make sure that you can, I guess, promote yourself instead of being like the attacking coach of the Springboks. Yeah. You are now the coach of the All Blacks, so it's a step kind of up for him. Difficult to make that call, Roz. And on top of all, the name that is being thrown around as the head coach for the ABs is Jamie Joseph. He hasn't won a major trophy in 10 years. Yeah. So the pressure is on in a very different way for the All Blacks. And you know, I don't want to gloat, but the thing about it is we are now in a position where the All Blacks were a decade ago, where two-time winners of the World Cup, we are sitting pretty and they are scrambling. I'm not gloating, I feel for them, but I'm happy it's not us. All I know is the World Cup is going to be very interesting in a year and a half from now. Preach it, brother, preach it. Ja, nee, kan nie wag nie. Kan nie wag. Baie dankie Arnold, en soos uit vir die sport, daar soveel wat aan die gang is, bly ingeskakel. Ons gesels net hier verder. Daar is ook musiek wat op pad is van Suid-Afrikaanse kunstenaar Jacob Swan. He's new on the scene and incredibly talented. I can't wait for the chat with him. So stay just where you are. You are tuned into Goeiemôre, Good Morning. Ons is nou terug.